Welkom by Koffie en Kwadrate. Hierdie gaan nou 'n splinternuwe reeks wees. Ons eerste reeks was oor algebra vir beginners en nou is dit analitiese meetkunde vir beginners. So, ons kan lank praat daaroor en ek dink hierdie eerste les gaan ons meestal net praat. Daar mag dalk 'n paar voorbeelde wees wat ons kan doen, maar ja, vandag doen ons die praatwerk. So, les 1 gaan oor wat analitiese meetkunde is. En my lesdoelwitte is dat aan die einde van hierdie les behoort jy te verstaan wat analitiese meetkunde is, hoe algebra en meetkunde gekombineer word, wat die kartesiese vlak is, wat die y-as, x-as en oorsprong beteken en hoe kwadrante werk. Alright, so wat beteken analitiese meetkunde? Kom ons breek die woord op. Nou, analitiese beteken om iets met berekeninge en algebra te ondersoek. Meetkunde is die studie van vorms, lyne, hoeke en posisies. Daarom kan ons sê dat analitiese meetkunde is die gebruik van algebra om meetkundige probleme op te los. Nou, analitiese meetkunde en gewone meetkunde vra twee verskillende goed. Gewone meetkunde vra, watter vorm is hierdie? Wat is die hoek? Hoe lank is hierdie lyn? Analitiese meetkunde aan die ander kant vra, waar is hierdie punt? Hoe kan ons hierdie lyn beskryf met 'n vergelyking en hoe kan ons bewys dat twee lyne parallel is? Nou kom ons kyk na die groot prentjie, die groot idee. Stel jou voor jy kyk na 'n kaart. Jy kan sê die winkel is daar naby, maar ons weet mos nou dit is nie baie presies nie. 'n GPS aan die ander kant gee vir ons iets soos die winkel is by hierdie koördinate. Nou, analitiese meetkunde doen dieselfde as die GPS. Ons gee elke punt 'n presiese plek deur getalle te gebruik. Byvoorbeeld, en hier kom die skrywery in. So 'n bietjie opskuif. Alright, so byvoorbeeld jy het A is 3,2. Okay? So, ons het nou A 3,2. Dit beteken, dit beweeg 3 eenhede regs en dit beweeg 2 eenhede op. Ons kan daarom sê presies waar punt A is. Nou, die kartesiese vlak is die volgende ding wat ek met julle wil beskryf of bespreek. Die kartesiese vlak is die kaart waarop ons punte teken. Okay? So dit bestaan uit twee lyne en ek gaan dit sommer teken. Dit bestaan uit, sê nou maar, hierdie een lyn en hierdie lyn. Okay. So, hierdie is die x-as. Okay, julle gaan nog baie van x en y-as hoor. En hierdie blou lyn, ek het nie baie mooi geteken nie, is die y-as. Alright. Nou die x-as beweeg horisontaal. Okay? So, regs is dit positief en links is dit negatiewe waardes. Okay? Byvoorbeeld 5 op die x-as is plus 5, so ons sal hom hier ingemaak het. En minus 3 op die x-as, as hy maar hier gewees het, dis minus 3. Alright, nou die y-as beweeg vertikaal. Okay? So, bo is dit positiewe waardes en onder is dit negatiewe waardes. Okay, het julle my nog sover? Nou die oorsprong is iets anders. Die oorsprong is waar die twee asse kruis. Nou, ek gaan hom so net met 'n kringetjie maak. Daai is die oorsprong en ons skryf hom as 0,0. Okay. Dit is die beginpunt van ons koördinaatstelsel. Dan het ons kwadrante. En ek dink ek gaan nog enetjie moet teken. Okay, daar het ons hom. Okay, nou kwadrant 1 lê hierso. Hier is goeters positief en positief. Iets soos
4,3. Die tweede kwadrant lê hier. Hier is goed negatief en positief. Dit kan iets wees soos minus 2 en 5. OK, dis kwadrant 1 en 2. Nou beweeg ons na kwadrant 3, is hierdie een. Hier is goed negatief en negatief. Dit kan iets wees soos minus 3 en minus 4. En dan ons laaste kwadrant 4 hierso, is goed positief en negatief. En 'n voorbeeld kan wees 6 en minus 2. OK, so hoe lees ons 'n punt? Kom ons beweeg 'n bietjie soontoe. Ons maak hom groter as ons kan. Asa. Alright. Hoe lees ons punte? Kom ons kyk na 'n punt. Sê nou maar ons het B minus 4 en 3. OK? Die eerste getal is altyd x. So in hierdie geval is x gelyk aan minus 4. Dit beteken dit beweeg 4 plekke links. Die tweede getal is altyd y. Daarom is y gelyk aan 3. Dit beweeg 3 plekke op. OK? En daarom lê hierdie hele storie lê daarom in kwadrant 4. Onthou julle van dis 'n negatiewe en 'n positiewe. OK? Ag nie kwadrant 4 nie, kwadrant 2. Kom ons haal net daai weg. Dis in kwadrant 2. Ekskuus julle. So, alright. Nou, algemene foute. Baie ironies, ek het nou net my eie fout gemaak. Algemene foute is dat ons die y-waarde eerste lees. En dis nie reg nie. Sê nou maar jy het minus 3 en 5. Dit beteken nie dat y minus 3 is nie. Dit beteken ek gaan 5 links en 3 op. Dit is nie waar nie. Die eerste getal is x en die tweede getal is y. So dit beweeg 3 links en 5 op. OK? Die tweede fout wat ons maak is ons verwar negatiewe getalle. Sê nou maar ons het minus 5 en minus 2. OK? Dan gaan ons 5 links en 2 af. Nie op nie. OK? So kom ons doen gou 'n oefening. Ons kyk net waar hier nog spasie is. OK. Kom ons doen gou 'n oefening. Kom ons bepaal in watter kwadrant die volgende punte lê. So kom ons sê ons het A, 3 en 7. So dis 'n positief en 'n positief. Kom ons kyk gou na ons kwadrant hier, die kartesiese vlakke hier. Positief en 'n positief is kwadrant 1. So hy is in 1. Okay, wat van B minus 4 en 2? Dis 'n negatief, so ons weet hy lê aan die linkerkant, en 'n positief, so ons weet hy is bo. So dit sal wees kwadrant 2. Nou die derde een, gaan my daksie in 'n rou kry. Sê nou maar ons het C minus 6 en minus 5. Dit is negatief en negatief, so ons weet is aan die linkerkant en ons weet is onder. So dit is in kwadrant 3. Alright. Kom ons doen nog enetjie. D. Sê nou maar 8 en minus 3. So ons weet dit is aan die regterkant en onder. So dis kwadrant 4. Sien jy nou, ek het nou vir jou al 4 kwadrante gewys hoe om dit te doen. Nou, kom ons maak 'n opsomming van wat ons vandag geleer het. Analitiese meetkunde kombineer algebra en meetkunde, okay? Punte word geskryf as x en y.
En X gee horisontale beweging, Y gee vertikale beweging en die oorsprong, onthou julle, is 0 en 0. Okay? Daar is 4 kwadrante. Okay, kom ons skryf hulle uit. Daar is 4 kwadrante. Die eerste een is positief, ons maak net so X en Y, is positief en positief. Die tweede kwadrant is negatief en positief. Die derde kwadrant is negatief en negatief. En die vierde kwadrant is positief en negatief. Alright. So in die volgende les gaan ons koördinate doen en hoe om punte korrek op 'n kartesiese vlak te plot. Nou ja, ek sien julle in die volgende een.